'n skrifgedeelte kom uit Micha 6. As 'n mens kom om die Here te aanbid, wat moet jy saambring? Moet ons God aanbid deur jaar-oud kalwers te offer? Sal dit vir die Here aanvaarbaar wees as ons duisende ramme offer of 10.000 strome olyfolie aanbied? Sal dit hom bly maak as ons oudste kinders offer om te vergoed vir ons sonde? Nee. Hy het reeds gesê wat reg is. Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys en om nederig voor God te lewe. Denk vir 'n oomblik saam met my aan 'n ma met 4 kinders. Sy sit eendag saam met 'n vriendin en drink koffie en hierdie vriendin vra vir haar, vertel my, watter een van jou kinders het jy die meeste lief? Sy glimlag en sê, ek het hulle almal ewe lief. Maar die vriendin hou net aan, nee, dit kan mos nie wees nie, daar moet tog een wees wat jy die meeste lief het. En uiteindelik antwoord die ma, weet jy, wanneer een van my kinders deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer daardie kind seer gemaak is of onregverdig behandel word, dan gaan my hart op 'n besondere manier na daardie kind uit. Maar andersins het ek hulle almal ewe lief. Hierdie storie gee vir ons 'n prentjie van hoe die Here is. Die Here het elke mens lief, maar hy het 'n besondere, 'n spesiale plek in sy hart vir die kwesbares, vir die wat gebroken is, die wat uitgesluit word, die wat honger is, treur, siek is of seer het. En vandag as jy 'n slagoffer van onreg is, reik God se hart op 'n besondere manier vandag na jou toe uit. En die woorde van die profeet Micha wys ons iets van hierdie hart van God. Micha was in die 8de eeue plattelandse seun wat van buite Jerusalem gekom het. En hy het gekyk na sy wêreld en hy het geweet, iets is nie reg nie. Hy het korrupte leiers gesien. Hy het gesien hoe mense deur hulle uitgebuit is. Hy het afgoderry, gierigheid en hy het armoede gesien en hy het geweet, dit breek God se hart, dis nie reg nie. En daarom roep hy uit, Here, wat vra jy van ons om reg te maak? En dan kom die Here en hy gee hom hierdie woorde, maar die Here het klaar vir ons gesê en klaar vir ons gewys wat hy van ons verwag. En dis om reg te doen, om goed te doen, deur reg te laat geskied, deur liefde te bewys, en deur nederig saam met God te wandel. Dis wat goed en wat reg is. T.S. Eliot het eens gesê, mense probeer altyd 'n stelsel bou wat so perfek is dat niemand self goed hoef te wees meer nie. Maar dit gaan teen Jesus se pad, want Jesus wys 'n heeltemal 'n ander pad. As jy gaan kyk na sy lewe, dan sien jy hoe hy sy disippels nie uitgestuur het om regerings te stig nie. Hy stuur hulle om sy boodskap en sy manier van lewe te leer en te leef reg in die middel van 'n wêreld wat gebroken, onregverdig, gierig en volmagsig is. En hy sê vir hulle, gaan na daardie plekke toe. Dis wat die Here vir ons wys wat reg is. Geregtigheid, liefde, nederigheid. Daar waar daar korrupsie en onreg is. En let op, is al drie hierdie saam, want as jy een uithaal, dan raak die ander skeef. Geregtigheid sonder liefde en sonder nederigheid dit word selfregverdiging. Liefde sonder geregtigheid word sag en oppervlakkig en nederigheid sonder die ander twee word selfgesentreerd.
En so die uitnodiging vandag is met hierdie prentjie, hierdie lens van al 3 hierdie uitnodigings van dit wat vir God reg is en dit wat goed is, wat hy vir ons sê en wys. En hoe werk ons dit in ons lewe in? So die eerste uitnodiging is doen reg. Hoeveel keer het jy al gesê, as jy iets sien of iets hoor, dis nie reg nie. Nou ek glo elkeen van ons word gebore met 'n verlange in ons hart. En dis 'n verlange wat jou hond of jou kat nie het nie. Dis 'n verlange wat ons verbind met die hele mensdom en dit is 'n verlange om verkeerde dinge reg te stel. 'n Verlange om die wêreld 'n bietjie beter te los as wat ons dit gekry het. In Bybelse taal 'n verlange na geregtigheid. Maar ongelukkig, soos ons ouer word, soos ons loopbane bou en ons eie belange nastreef, word daardie verlange dikwels begrawe. Begrawe onder selfgerigtheid, begrawe onder moegheid, onder vrees en selfs onder bitterheid. En tog, wanneer ons hierdie verlange begrawe, verloor ons iets van die lewe wat God vir ons bedoel het. Nou Micha het korrupsie en uitbuiting gesien en in hierdie konteks en realiteit wat vandag onsinne is op soveel maniere, word ons herinner dat wanneer ons oorweldig is met sisteme en die uitdagings van 'n gebroke wêreld, dat ons moet doen wat reg is. Micha se uitnodiging is nie, gaan los die hele wêreld se probleme op nie, hy sê net, doen reg. En hier is die ding, sosiale, ekonomiese en politiese sisteme maak saak. Maar as 'n volgeling van Jesus kan ek nooit sê, ek gee nie om vir die armes nie, ek soek net 'n beleid en besluite wat my eie lewe ryker gaan maak, al kos dit ander nie. As my verhouding met die Here my afsluit van die pyn in die wêreld, as dit my ongevoelig maak vir iemand anders se seer, as dit my net al hoe meer besig hou met my eie welstand en gemaak, dan moet ek eerlik vra, is dit regtig die Gees van Jesus wat my lei? As volgelinge van Jesus behoort ons alles in ons vermoë te doen om te help dat daardie sisteme God se karakter en geregtigheid weerspieël. En dis presies hoekom ons as 'n kerk, as 'n geloofsgemeenskap sê, weet jy, sonder verskoning, ons roeping is om nooit armes te vergeet nie en om Jesus te volg. En hierdie tweede deel om Jesus te volg is so belangrik, want geen stelsel, geen politieke program, geen ekonomiese plan kan die menslike hart verander of 'n gebroke karakter genees nie. Net Jesus kan dit doen. En as jy wil hê hy moet dit in jou doen, dan begin jy waar jy is. En dit is wat ons gedoen het, toe ons die honger om ons sien, het ons gesê, dis nie reg dat kinders honger moet gaan slaap nie. En so ons het begin waar ons is en met wat ons het. En dis ons uitnodiging vir elkeen. Jy leer om Jesus dag vir dag, stap vir stap te volg, om sy hart te doen wat reg is vir die armes, die geringstes, die kwesbaarste deel, waar ook al ek is of gaan, of dit nou is in my huis, of dit is in my besigheid, en of dit is in my omgewing. Ons is gebombardeer deur die nood om ons. Ons kan nie maak of ons dit nie sien nie. Maar om 'n tree te neem, eerste tree, daar waar jy geplaas is, om te doen wat reg is. Jy kan dalk nie al die sisteme verander nie, maar jy kan hom volg om te doen, te praat, te sê wat reg is en wat nie reg is nie. Die tweede komponent van dit is om liefde te wys. Nou as Micha sê om liefde en trou te wys, gebruik hy hierdie woord gesed. En dit is een van die rykste woorde in die Bybel. Dit beteken nie net liefde in gevoel nie. Dit beteken loyale liefde, troue barmhartigheid, vriendelikheid wat volhard, selfs wanneer dit moeite kos. Maar hoe doen ons dit sodat ons dit goed doen? Want kyk, ons kan met die beste intensies gaan en dan maak ons eintlik meer skade, nee. Hoe doen ons wat goed is en wat reg is?
Nou, ek het in die week 'n potgooi geluister en die persoon het hierdie frase gesê en dit spook nou nog by my. Sy het gesê, I love others by going to meet Jesus, not to be Jesus. Dis groot. I go to meet Jesus, not to be Jesus. Ons kan die beste bedoelings hê. Maar as ons nie regtig luister na mense se werklike behoeftes nie, kan ons hulp maklik skeefloop. Soms sonder ons dit besef, voel ons omgee vir iemand, vir hulle indringend of neerhalend. Dit kan klink asof ons beter weet. En dit kan selfs hulle waardigheid afbreek. Ons bedoel goed, maar ons eindig op 'n plek waar ons eintlik die ander persoon se vermoë om self op te staan en self te bou ondermyn. Want jy sien, ware liefde en barmhartigheid vra van ons om teenwoordig te wees, om te luister en om mense se stem en inisiatief te respekteer en te eer. Want dis nie ek wat die redder is nie, dis Jesus. En Jesus is in ons midde. So ons gaan met 'n ingesteldheid, ek gaan na jou toe, omdat ek glo Jesus is reeds daar. Van wanneer ons so lief het, gee ons ander hulle waardigheid terug. Nie omdat ek iets terug wil hê nie, nie omdat ek wil saai sodat ek kan maai nie, net omdat dit goed is. Omdat dit liefde is, ontmoet ek jou waar jy is. En die ander ding is, wanneer ons so lief het, dan word ons self verander, want in daardie ontmoeting ontdek ons iets van Jesus wat ons nog nie geken het nie. Dis iets van wat Jesus daar in Matteus 25 sê, as hy sê, ek was honger, julle het my iets gegee om te eet, ek was dors, julle het my iets gegee om te drink, ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, julle het my klere gegee en ek was siek, julle het my verpleeg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. En dan sê die disippels en die volgelinge daar, maar wanneer het ons dit gedoen? Hulle is so onselfbewus. Hulle het net liefde gegee omdat dit liefde is. En dan sê Jesus, dit wat julle aan die geringstes gedoen het, dit het julle aan my gedoen. Dit wat julle aan die geringstes gedoen het, onselfbewus, uit liefde, doen julle aan my. Dis om liefde te wys. Dis om na mense toe te gaan, nie met die kompleks dat ek al die antwoorde het en Jesus is nie, maar dat Jesus reeds daar aan die werk is. En ek wil wakker wees, ek wil luister hoe dit vir jou is, en ek wil jou daar ontmoet. En dan wandel nederig. Is die derde uitnodiging wat daar kom in vers 8, en is sekerlik die moeilikste een, want ons wêreld bewonder selfvertroue, bewonder prestasie, bewonder status, maar God vra ietsie anders. Hy vra nederigheid. Dit beteken dat ons beperkings en ons tekortkominge moet erken. Wanneer ons eie armoede en nood kan erken, dan kan ons afhanklikheid van hom besef. Was Douglas Steer wat gesê het, finitude is a gift. Met ander woorde, ons beperkinge, ons kleinheid, dit is 'n gawe. En dit klink baie teenstrydig met dit wat ons innerlike wêreld en buitewêreld vir ons dikwels sê, want kom ons wees eerlik, wanneer ons die massiewe onreg in ons land en wêreld sien, die armoede, geweld, korrupsie, voel ons soms lam geslaan. Hoorie, wat kan ek nou hier bydra? Hoe gaan ek dit verander? My eie lewe is 'n gemors. Ek moet hier begin voor ek nog enigiets daar gaan kan vermag. Ek kan maklik dink as gevolg van my verlede en my eie gebrokenheid kan ek niks beteken nie, maar dis nie waar nie. Your finitude is a gift. Juist as gevolg van jou gebrokenheid en jou verlede kan jy soveel doen, want dit bring ons in 'n nederige posisie waar ek besef ek's nie in beheer oor alles nie. Ek het die Here net soveel soos hierdie geringstes nodig. Wanneer ek my tekortkominge erken, kan ek nie meer voorgee ek is die redder van ander mense se stories nie. Ek kan net saam met hulle voor die Here staan as een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar wys waar daar brood is.
My pa gaan tans deur groot gesondheidsuitdagings. En in hierdie tydperk, die laaste paar weke, is ek net so herinner hoe ons as 'n gesin, ons 4, ek, my sussie, my ma en my pa, deur baie moeilike tye al saam is. En toe ons die skok van sy diagnose hoor, het ons 3 meisies teruggekyk en geweet, ons het al deur so baie gegaan, ons sal deur hierdie ook kan kom. Want as ek vandag terugkyk, besef ek, dinge kon soveel anders gewees het. Ek kon die een gewees het wat sonder kos moet gaan slaap. Ek kon die een gewees het wat nie meer 'n dak oor my kop het nie, ons kon dit gewees het. Later in my lewe was daar omstandighede waar ek die een kon wees wat my werk verloor. Maar deur my verlede en deur die Gees se werk in my en deur my, het God selfs die moeilikste omstandighede omskep in betekenis. En baie van ons dink, ons moet alles in ons lewe in orde kry, voordat ons iets vir die Here of vir mense kan doen, maar nederigheid sê, ek begin verder as myself gaan, en ek stap nou oor die straat met 1 daad van geregtigheid of liefde, al het ek nie alles together nie, of uitgesorteer nie, en later, as ek terugkyk, sien jy nie wat jy gedoen het nie, maar wat die Here in jou gedoen het, en dit beteken nie, jou pyn of jou verlede is nie meer sleg nie, of dis oukei wat met jou gebeur het nie, maar die Here het dit gevul met betekenis. En so ontdek ek, terwyl ek ander dien, die genesing, die hoop en vreugde wat ek self nodig het. Jy kan nie sien toe gaan en op soek na dit nie, as jou primêre motief daardie vreugde en die genesing nie, want dan gaan jy eindig met neurose. Nee, jy ontdek dit terwyl jy uitreik, terwyl jy verder as jouself begin leef na ander, in jou gebrokenheid, want in nederigheid besef jy, ons almal is so afhanklik van hom. En dis die uitnodiging wat na elkeen van ons toe kom in hierdie volgende paar weke. Doen reg. Wys liefde. En wandel nederig. Die Here het nie gesê, gaan doen net reg, of sit net en wees liefdevol, of kom sit net by my voete nie. Hy sê, doen geregtigheid, bewys liefde en wandel nederig saam met jou God, al 3 saam. Hierdie is 'n reis van integrasie. As ons net sosiale geregtigheid doen sonder die Here, brand ons uit. En dis hoekom soveel mense moeg en moedeloos is. Maar wanneer ons dit saam met hom doen, wanneer ons stap in nederigheid en afhanklikheid van sy Gees, gebeur iets anders. Ons word konstant verfris, vernuwe, herstel, en ons ontvang die krag van die Heilige Gees om aan te hou. So, verbeel jou 'n gemeenskap wat werklik getransformeer is deur die Here se werk. Die werk wat hy self beskryf het as goed. 'n gemeenskap waar mense kies om reg te doen, selfs wanneer dit jou iets kos. Waar mense liefde wys, nie net vir hulle vriende nie, maar vir die geringstes, die kwesbaarstes, vir die mense wat die wêreld vergeet het. Verbeel jou 'n gemeenskap wat nederig saam met die Here wandel elke dag en elke besluit, en omdat ons saam met hom wandel, herskryf hy ons stories, herstel hy ons wonde en maak hy van ons draers van hoop. En verbeel jou hoe so 'n gemeenskap nie net mense verander nie, maar selfs sisteme. Hoe gesinne, skole, besighede, hospitale en dorpe anders lyk, omdat God se mense die roep gehoor het. Doen reg, wys liefde, wandel nederig. En Here, dit is die gebed van ons hart. Ons hoor u stem, ons hoor u woord, en ons is oorweldig met die gebrokenheid, maar Here, ons wil nie moedeloos raak nie, want ons draai ons oë na u toe, u wat weet wat reg is, maar u wat ons kom wys wat reg is. En Jesus, ons volg u na daardie plekke. Heilige Gees, ons wandel saam met u.
Dankie dat U ons versterk en verkoop en genees en krag gee. Help ons om lief te hê, met barmhartigheid, Here. Help ons om te laat gaan van ons vooropgestelde idees wat ons weerhou om regtig daar te wees, vir die wat niemand het nie. En help ons om die moed te hê, om te doen wat reg is. Laat die wil geskied. Laat dit wat reg is geskied en laat dit wat goed is geskied, Here. In Jesus naam. Amen. Indien jy 'n gebedsversoek het, is jy so welkom om ons te kontak. Die kontakbesonderhede is op jou skerm. Ons bid graag saam met jou en vertrou graag saam met jou. Ontvang die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die vrede en krag van sy Heilige Gees is en bly met jou, nou en vir altyd. Amen.